Kinders van die wêreld, boek 8. Die verhale van Suid-Afrika. Die storie van Wolraad Woltemade. In die vroeë tyd, toe daar nog geen veilige hawe in Tafelbaai was nie, het baie skepe daar in swaar storms vergaan. Daarom het die kapteins bevel gekry om gedurende die wintermaande, middel Mei tot middel Augustus, hul skepe nie na Tafelbaai te neem nie, maar na Simonsbaai. Tog het baie dit gewaag en dan maar gehoop dat hulle die storms sou misloop. So het dit gebeur dat daar teen die einde Mei 1773 5 skepe in Tafelbaai gelê het. Een was De Jonge Thomas. Eindelik is De Jonge Thomas klaar gelaai en die laaste man op sy pos. Meer as 200 man staan op die dek en kyk vir ou Laas na die vriendelike huisies aan die voet van Tafelberg. As die weer nou net wil mooi hou, dat ons veilig uit die baai kom, gesels die kaptein met sy stuurman. Die windjie word fyn dopgehou, want sodra dit reg stoot, moet die seile gespan word en dan is dit die oop see in, op pad na Indië daar ver. En toe steek die windjie op, maar glad nie om hulle die baai uit te help nie. Dit is 'n wind wat hulle bang maak. Die noordwestewind, die kwaaiste winterwind. Dis eers net 'n luggie, maar dis nie lank nie, of almal weet wat aankom is. Bekommerd sien die kaptein hoe die wolke swarter en swarter aan die noordekant saampak, en in een vir een huisie en een vir een werkplek praat die mense net een ding. Sal die skepe kan hou teen die storm wat kom? Vroeg aand val die eerste druppels. In vaal toue skuif die reën van daar uit die see en toe sommer soos 'n grou gordyn oor berg en land en skepe. Die wind jaag die branders, dat berge van water op die land afstorm en die skepe so speelgoed skuitjies rondgooi. Al donkerder en donkerder word dit en al woester en woester dreun die storm. Niemand dink meer daar kan 'n skip oorbly nie. Maar eers teen 6 uur die volgende môre word die eerste noodskote gehoor. Dis een van die skepe wat laat weet dat hulle in die nood is. Maar watter een sou dit wees? Dis nog te donker om te sien, maar die offisier van die voorraadkamers kry solank alles agter mekaar. Wanneer 'n boot vergaan, spoel baie van die vrag op die strand uit en dit is sy werk om te sorg dat niks daarvan gesteel word nie. Gou soveel mense bymekaar maak as moontlik, soldate, werksvolk en bootsmanne en verder perde en waans, dan al langs die strand langs in die koers van die Soutrivier. Hulle hoor nie meer skote nie, maar toe dit effens lig word, kom ander mense hulle tegemoet met die tyding. De Jonge Thomas is skoon van sy ankers geruk en het by die mond van die Soutrivier teen die strand gespoel. Dit gaan sukkel deur strome, water en wind en reën, maar eindelik is hulle daar en kan hulle die geskreeu van die skip se kant hoor. Die korporaal praat streng met sy mense. Vergeet nou maar die geskreeu en pas julle maar goed op dat niemand iets in die hande kry van wat hier uitspoel nie. En moenie dat iemand probeer by die skip kom nie. Dis maar net om te gaan steel. Oral staan klompies mense. Hulle weet hoe kwaai die soldate is, en tog staan hulle en planne maak om iets vir die arme mense daar op die skip te doen. Iets moet gedoen word, maar wat? Die skip sal nie meer lank bo bly nie. Dit kan almal sien. Dis al klare wonder dat hy en daar die woeste branders nog hou.
Kort sien hulle hoe van die skip se matrose in die see spring en probeer uitswem. Maar die skip lê in die mond van die rivier en die sterk stroom sleep hulle die een na die ander die see in. Nee, tog nie almal nie. Daardie een gaan die land haal. Daar kom hy. Dit lyk of hy uit die stroom is. Die groot branders gooi hom uit op die strand. Almal hardloop vorentoe. Ja, hy kom uit. Hy kom uit. Daar's nog een en nog een. Dis of die mense op die strand saam sukkel en veg teen die branders, tree vir tree, tot een veilig op die strand uitgespoel word, of tot tussen die malende waterberge verdwyn. Niemand het die man tussen al die toeskouers op sy perd sien spring nie. Eers toe hy daar anderkant die vuil skuim teen die eerste hoë brander deursukkel, gewaar hulle hom en skreeu dit uit. Wie is dit? Is hy mal? Is hy mal? Van mond tot mond gaan dit. Dis Woltemade, Wolraad Woltemade. Dis die ou man wat daar anderkant op sy plaasie met melkbeeste boer. En die koperaal wat daar wag staan, is sy seun. Die ou het net nou hier aangekom met kos vir die seun. Hy gaan mos reguit na sy dood. Hoe moet die perd teen daardie sterk stroom hou? En nou vergeet almal die kuste wat op die strand uitspoel, en hulle vergeet die wind en weer en reën. Hulle sien net 'n man wat deur die kokende branders beur, stadig maar seker na die skip wat met elke nuwe brander nader aan sy einde kom. Niemand haal asem nie. Hy kry dit waarlik reg. Hy is daar. Hulle hoor 'n geskreeu en 2 manne spring van die sinkende skip. Daar kom hulle, die man te perd met 2 wat weerskante vashou. Dus hoog met 'n brander saam en dan weer tot daaronder, dat almal dink hulle is die dieptes in. Maar nee, daar is hulle weer. Altyd kom hulle nader en nader. Eindelik, daar beur die perd deur die voorste skuim en 2 man lê uitgeput op die sand. Eers is almal te verstom om iets te doen en dan hardloop 'n klompie vorentoe om te help. Eintlik om vir Woltemade geluk te wens met sy kordaatstuk, maar daarvoor is hulle te laat. Hy is alweer deur die voorste branders en nou is dit maar weer asem ophou en in die gedagte saam swem en beur tot by die skip, op en af oor die branders. Almal se oë op die swart spikkel tot die vrag aan die wal gebring word. Nou is dit al 4 wat uitgebring is. Nou moet iemand omkeer dat Woltemade nie weer ingaan nie, maar niemand kry kans om dit te doen nie. Dis asof die storm nou erger word en die branders hoër, maar dis te verniet of die perd en sy ruiter onderraak. Daar kom hulle weer met 2. Dis nou 6. Net nou is dit 8. Nou is dit seker die laaste. Hy sal nie die 5de keer gaan nie, en tog gaan hy. Daar kom hy met die 9de en die 10de, en hy gaan vir die 6de keer. Hy stuur hom nie aan mense wat waarsku nie. Sy oë is net op daardie mense wat hom nodig het. Hy bring weer 2, en dan draai hy nog 'n keer om, vir die 7de maal. Betower staar almal die see in. Almal kan sien, die skip gaan nou onder. Teen daardie branders kan hy nie langer uithou nie. Sterker waai die wind, erger bruis die waters, harder skreeu die mense van die skip af. Daardie geskreeu laat Woltemade skoon vergeet hoe moeg en koud hy is, hoe uitgeput sy perd is, en hy vergeet ook die vreeslike gevaar. Skaars het hy sy 7de vrag afgelaai, of hy ruk die perd vinnig om en kry koers die stormwaters in. Hy weet nie of hy nog betyds sal wees nie. Die skip kraak en kreun. Nog 2 sal hy kan red, as hy tog maar 100 perde gehad het. Met een sien hy hoe die skip oplig, asof hy uit die see wil spring, dan omdraai en afsak. Toe 'n vreeslike geskreeu en hy sien sommer 10, 12, meer mense afspring. Hy sien die hande wat gryp na sy perd. Die mense op die strand sien dit ook. Dit gaan 'n kreun op, want hulle weet wat gebeur.
perd en ruiter verdwyn onder die water. Dan kom hulle weer op, maar nee, daar is te veel wat aan hulle vasklou. Die arme dier kan so 'n vrag nie sleep nie. Nog een keer sien hulle Woltemade se arm hoog uitskiet, soos hy probeer om die dier se kop hoog te hou. En dan niks meer nie. En terwyl hulle staan en kyk, en aanhou kyk of daar nie miskien 'n wonder sal gebeur nie, hoor hulle die laaste geskreeu vanuit die waters, toe die volgende hoë brander die skip met een veeg wegdruk die dieptes in.